Wat ons vanmôre oor gaan, ons is in 'n reeks oor die Heilige Gees. En ek het hierdie laaste paar weke so aan 'n weekie op my koppie gesit en ek het 'n bietjie van in 'n teaching mode ingegaan en ons het so 'n bietjie geleer oor ons finansies en almal het gedoen wat hulle moes doen in finansies en ons het 'n bietjie geleer oor die Heilige Gees. Maar ek gaan vanmôre so 'n bietjie anders. Ek weet nie, die Here het my hierdie week op 'n ander manier kom wakker maak en ek gaan vanmôre nie teach nie. Ek gaan preek, right? En is my so amazing, ek en Peter praat nou nie oor eintlik wat ek preek nie, hy kies die songs op sy eie, soos wat die Here met hom praat, daaroor. So is new wine en new power, right? So ek wil vanmôre so 'n bietjie daaroor praat, so ek gaan so heeltemal totaal anders te preek as wat ek normaalweg preek, but don't stress, hier gaan ons. Ek wil vir julle 'n stuk lees in 1 Konings 18, hoor mooi, is 'n lang stuk, byt vas, dis al stuk wat ons gaan lees. Daar staan, toe sê Elia vir die hele volk, kom staan hier by my, en hulle het almal by hom gaan staan. Toe het hy die stukkende altaar van die Here weer reggemaak. Hy het 12 klippe gevat, net soveel soos die stamme van die nageslag van Jakob, vir wie die Here gesê het, jou naam sal Israel wees. Met die klippe het hy die altaar van die Here reggemaak en behoorlike sloot rondom gegrawe. Toe sit hy die hout reg, sny die bult stukkend en lê dit uit op die hout. Toe beveel hy hulle, maak 4 kruike vol water en gooi dit uit op die brandoffer en op die hout. Daarna sê hy, manne doen dit weer, gooi met ander woorde, gooi weer hout, gooi weer water oor hierdie brandoffer. En hulle het dit nog 'n keer gedoen. Toe sê hy, nee wag, doen dit 'n derde keer. En hulle het dit weer so gemaak. En toe stroom die water oor die hele altaar en selfs die sloot rondom het vol geword. Teen die tyd van die aandoffer het die profeet Elia vorentoe gekom en toe bid hy. En toe sê hy, Here, God van Abraham, Isak en Israel, laat dit tog vandag bekend word dat U God is in Israel en dat ek U dienaar is op U wat op U bevel al hierdie dinge doen. Antwoord my, Here. Antwoord my tog dat hierdie volk kan besef dat U Here God is en dat dit U is wat hulle harte weer tot U bekeer. Toe kom daar 'n vuur van die Here af en dit verbrand die offer, die hout en die klippe, as ook die grond. Dit het selfs die water in die sloot opgelek. Toe die hele volk dit sien, het hulle op hulle knieë neergeval en uitgeroep, die Here is God. Die Here is God. Die Here is God. Ek wil vanmôre daaroor met ons praat, vanmôre. En soos ek sê, ek gaan dit totaal anders te doen, en terwyl ek hierdie week so bietjie voorbereiding doen, kom ek op 'n ou met die naam Jack London, wat boeke skryf. Hy's 'n skrywer, en onder andere het hy 'n boek geskryf oor die belangrikheid van vuur vir die eerste mense. Belangrikheid. En in hierdie boek vertel hy 'n storie wat vir my captivating was, oor 'n ou wat gaan hike het, hy en sy hond, stapper wat in Kanada op 'n bos wou gaan stap het en gaan hike het in die wildernis. En soos hy op pad is na hierdie bos toe, ontmoet hy toe 'n local persoon wat daar bly. En die persoon sê vir hom, luister gou, dit is nou wintertyd, right, soos hier. En dit is baie koud en hy stel voor, dit sal baie dom wees van jou om alleen net saam met jou hond in hierdie bos te gaan hike. Dis nie veilig nie. Inteendeel, dit is so koud gewees op daardie stadium, dat anders as hulle gespoeg het, dan het die spoeg nog voordat die grond getref het gevries. Okay? Baie koud gewees. En hy sê vir hom, dis nie veilig om te gaan nie. Maar die hiker en sy hond, wel, die hiker besluit seker maar namens die hond, dat dis die way om te gaan. Ons gaan nie luister wat hierdie ou sê nie, ons gaan dit doen. En voortgaan. En soos hulle besig is om te hike, gebeur daar iets en hy gly, en hy val, en soos hy val, breek ys onder hom en hy val in die rivier in. En onmiddellik is hy daar uiteindelik uit en hy besef die enigste manier tot herlewing vandag is hy moet 'n vuur maak. Dis die enigste manier. Hy trek toe dadelik sy klere uit, besef, want anders gaan hierdie klere aan hom vasvries en hy probeer toe nou vuur maak. En as gevolg van die koue is sy vingers besig om saam te trek en hy probeer sy flint uitkry om te maak en dit werk en op 'n stadium met sy mond en hy probeer dit met sy mond doen en ewe skielik doef. Daar kry hy 'n vuur en is wonderlik en hy kan warm maak en hy net daar sit hy en hy besluit toe die boom wat hy by sit, gaan hy sommer die tak afruk om die vuur groter te maak vir hom. En soos hy die tak afruk, val hierdie klomp sneeu so bo op sy vuur. En ek weet, ek is nou nie ou vir slegte nuus in die kerk nie, maar ek het vir julle slegte nuus. Hy en sy hondjie het dit nie een gemaak nie. Die belangrikheid van vuur.
En toe ek hierdie stuk lees, toe besef ek net weer eens, wat is die belangrikheid van vuur in ons lewe? En as ek vanmôre praat van vuur, dan praat ek van die krag van die Heilige Gees. Ons het hierdie laaste 3 weke gedoen in Sagaria 4 vers 6 wat gesê het, nie deur eie mag en nie deur eie krag nie, maar deur die Gees, sê die Here. Die woord Gees daar is die woord ruach, wat beteken die asem van God, die wind van die Here. En die Here het ons gevra dat ons moet krag, die belangrikheid van die krag van die Heilige Gees in ons lewe om ons vorentoe te vat. En ek wil daaroor vanmôre praat, en ek weet nie eintlik vir wie die Here die woord gegee vanmôre en of dit dalk net vir my was persoonlik nie, maar nou deel ek dit met julle dat kerk ons moet weer aan die brand begin raak vir die vuur van die Heilige Gees. Ons moet weer aan die brand begin raak in ons persoonlike lewe en ons moet aan die brand begin raak in hierdie kerk vir die vuur van die Heilige Gees. Ons moet in elke seisoen van ons lewe aan die brand raak vir die Heilige Gees. Ons moet aan die brand in die Heilige Gees wees in ons huwelike. Ons moet weer aan die brand raak in ons Heilige Gees in ons kinders se lewe. Ons moet weer aan die brand raak vir die Heilige Gees in ons besigheid se lewe. Ons moet weer aan die brand raak in hierdie kerk. Kou van Jeremia. Jeremia skryf die volgende, hy skryf, dit het gevoel asof daar vuur in sy bene is. Maar dit was sy lewe gewees. Jesaja skryf, hy het vertel van die engel wat warm kool gevat het en met die kool op sy tong kom raak het en sy mond aan die brand gesteek het om te begin praat vir Jesus. Ek dink dit is tyd dat ons monde aan die brand moet begin raak vir Jesus Christus. Ek hou van Handelinge 2. Skryf ons, as dit verlede week weer gedoen, Handelinge 2 sit hulle in daardie bokamer en die volgende oomblik kom daar die vuur soos tonge op hulle en elkeen word gevul met die krag van die Heilige Gees en mense begin praat in bonatuurlike tale en dit is net die krag van die Heilige Gees. Ek dink dit is tyd dat ons aan die brand raak weer. Dit is tyd dat ek en jy uit ons gemaksone uitklim en weer aan die brand raak met die vuur van die Heilige Gees. Dat dit in ons bene is, dat ons net wil hardloop. Dat dit in ons mond is, dat ons wil Jesus praat. Dat dit ons koppe oorweldig. Dat dit ons siele oorweldig. Ek dink dit is weer tyd dat ons so aan die brand moet wees, kerk. Ons moet aan die brand wees in hierdie preekstoeltjie, moet aan die brand begin wees. Ons moet aan die brand begin raak in hierdie worship team. Ons moet aan die brand begin raak op bo in die klankkamer. Ons moet aan die brand begin wees wanneer dit by die hosting is. Inteendeel, ons moet so aan die brand begin raak van die Gees dat as mense hier verbyry, moet daar something moet happen in die kar. Ons moet aan die brand wees in daardie stoele waar jy sit. Ons hostingspan moet aan die brand wees. Ons moet aan die brand wees in ons giving. Ons moet aan die brand wees wanneer ons pret het. Ons moet weer aan die brand raak, kerk. Is dit net ek wat preek vanmôre? Ek aan Randfontein toe. Hulle skree amen daar as ek klaar gepreek het. Ek's maklik sien toe. Maklik. Ons kort die vuur weer van die Heilige Gees. Ons kerk, ons Kreersdorp ons moet so aan die brand wees dat die mense wat koud is en lou warm is vir Jesus, moet na ons toe stroom want hier's hitte. Ons is aan die brand hier. Weer aan die brand gesteek word. Warm vir Jesus. Nie warm vir die skoolsport nie. Is geen nie om 6 uur in die môre by rugby te wees nie. Is geen nie om daar te wees nie. Is geen nie om tot watter tyd Vrydag aand in die Blou Bulle tot watter tyd swak gespeel. Almal. Maar ons wil nie in die brand wees vir die kerk nie. Ons wil nie in die brand wees vir Jesus nie. Is geen nie om nie. Is geen nie om vir die kinders nie. Ek het nou die dag, ek en Alisa het 'n groot gesprek gehad nou die dag. Ek het vir gesê ek dink ons Suid-Afrikaners, wit Suid-Afrikaners, né? Praat nou, is nou nie 'n rasis hier nie. In 'n geval, ons is nie wit nie, ons is peach pink in 'n geval. Wit. Daai letters is wit. Ek lyk nie so nie. Alright. Ons wit Afrikaners maak op hierdie stadium skole sport ons absolute afgod. En ons is almal daar en ons vlok duisende mense, maar op Sondag vir kerk, nee, sorry, dankie, ek kom nie. Ons moet weer aan die brand begin raak. En daardie mense moet begin sien hoe jy aan die brand raak. Jy weet, ek is nou eintlik van my notes af, maar kom, ek sal nou weer terugkom. Maar dan, daar's 'n storie wat vertel, iewers in Londen, in 19 whatever, of in 18 whatever in Londen, breek daar 'n plaag uit. En hulle kom nie agter waar kom hierdie plaag vandaan nie. Hulle kom nie agter, die mense raak siek en gaan dood en is verskriklik. En op 'n stadium, iewers in 'n bakkery, gebeur daar 'n ongeluk en die bakkery slaan aan die brand. En soos die bakkery aan die brand slaan, drup hierdie vuur van die warmte in die sewage in die slote in. En 'n muis steek aan die brand. En hierdie muis, soos hy hardloop deur die sloot, steek hy al die ander muise aan die brand. En daardie dag het daardie hele siekte of plaag
opgehou as gevolg van een meis wat gehardloop het en almal anders in die brand gesteek het omdat die bakkery gedrup het van die vuur. En is tyd dat ek en jy in hierdie kerk so warm word dat die mense, dat ons drup van die Heilige Gees, dat mense in Kreersdorp wat vol sonde is en vol pla is, dat dit moet weggaan. Ons moet vuur van die Heilige Gees. Daar's hy. Elia vertel ons in hierdie storie, kom leer hy ons hoe om vuur te maak. Fire Building 101. En ek wil dit vandag vir julle leer. En hy doen 3 goeders in hierdie ou, en ek dink ons moet dit leer. Die eerste ding wat hy doen is, hy bou 'n altaar, ek het al op, 'n altaar. Heel eerste ding wat hy doen is, hy gaan bou 'n altaar waarop hy 'n brandoffer kan gee. 'n Altaar. En dit is baie belangrik. Ons kan nie 'n vuur hê sonder 'n altaar nie. Ons kan nie brand sonder daar nie altaar is nie, sonder daar nie iets is nie. En ek dink dit het weer tyd geword, kerk, dat ons weer, jy en elkeen, jy, wat ook al, moet begin kyk weer na jou altaar. Wat is die fondasie waarop jy jou vuur brand? Dalk is dit weer tyd dat jy jou fondasie reg kry. Dalk is dit weer tyd, ek en jy kan nie 'n bietjie van die New Age vat en 'n bietjie van Christendom vat en 'n bietjie van hierdie geloof vat en dan probeer jy die altaar bou, daar die vuur van die Heilige, kan nie wees nie. Stel dit ons altaar bou. Stel dat jy weer na jou altaar kyk en sê, ek weet wat ek glo. Ek weet wat my altaar is. Ek weet dat Jesus is gebore uit 'n maagd Maria. En dat hy gesterwe het vir my en jou sonde. En dat na 3 dae het hy opgestaan uit die doodheid en nou sit hy aan die regterhand van God. En dat niemand anders te kan na hom toe kom niemand anders kan na die Vader gaan behalwe Jesus nie, want Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En net al een manier na my toe, dis Jesus. Dis weer reg dat ek ons fondasie reg kry. Want ons kan nie altyd nie, ons te veel wat ek met mense doen, ja maar, wat, hierdie New Age. Hierdie New Age is toch ons interessante goeders. Nie vir die New Age goed nie. Ons glo in Jesus. In hierdie kerk glo ons in Jesus. Ons glo in niks anders nie. Gaan lees. By the way, ek het 12 of 14 punte wat ek in glo, hierdie kerk, wat ons in glo hierdie kerk. Gaan kyk, gaan lees dit maar. Ons glo dat Jesus gaan terugkom. Ons glo dat Jesus is gebore uit 'n maagd. Ons glo dat die Heilige Gees die waarheid is. Ons glo dat God steeds gaan genees. Nie wonder nie, ons weet dit, ons glo dit. Dis ons altaar. Eerste ding is 'n altaar wat hy moet bou. Die tweede ding wat hierdie ou bou, is hy kry die hout terug. Ek hou daarvan, in die Engels het daar gestaan, in Engels sê die Bybel dat hy moes dit orderly gepak het. Ek hou daarvan, orde. Ek weet nie of jy weet nie, maar die Heilige Gees, daar's orde waar die vuur van die Gees brand. Daar's orde. En dalk is dit weer tyd dat jy jou plek weer vind in die orde. Dalk is dit jou tyd weer, dat jy weer jou plek vind in die orde om te brand. Om te sê, Here, ek het genoeg in my lewe buite die orde gewees en ek wil weer terugkom in die orde. Ek wil weer begin serieus raak oor U. Ek wil weer begin serieus raak oor die krag van die Heilige Gees. Ek was vir te lank in my lewe buite die orde. Ek was vir te lank in my lewe net 'n consumer wat ingekom het en net consume het, maar dis tyd vir my om in die vuur te spring. Dis tyd vir my om deel te raak. Ek is hier vanmôre want ek wil aan die brand gesteek word. Ek as 'n pappa wil nie vanmôre hier uitstap sonder dat ek nie aan die brand is, sodat ek my kinders en my vrou en my werk en my besigheid aan die brand kan steek. Here, ek is vanmôre hier. I'm all in. Ek's nie net so 'n bietjie in die rivier en 'n bietjie in die vuur nie. I'm all in, Here. En dalk is dit tyd weer vir jou om jou orde reg te kry. Dalk is dit tyd vanmôre vir jou om jou prioriteite weer te begin reg kry. Prioriteite is totaal en al dalk verkeerd. Jou prioriteite was, Jesus is dalk nie eerste gewees nie. Hy was hierdie man daar in die hoekie wat jy nodig het as die besigheid sleg loop. En hy's die ou as jy begrafnis nodig het. Ek sê mos altyd, iemand my vra wat doen ek, dan sê ek altyd ek's 'n drugdealer. As jy my vra, wat doen jy vir 'n lewe? Sê ek's 'n drugdealer. Net hulle oë so groot. Hoekom? Dan sê ek, want mense kom net op Sondag kry gou 'n drug en dan sien ek hulle eers vir 6 maande nie. Kom net so, vandag nee. Nee, pastoor, ons het gou 'n begrafnis nodig. Spuit hom in met die drak, sien ek hom nooit weer nie. Smaak mos so. Dalk is dit tyd vir jou om weer terug te spring. Dalk is dit tyd weer vir jou om in te kom en te sê, Here, my prioriteit is reg. Jesus is eerste. Jesus is eerste in my lewe. Jesus is eerste by my kinders. Jesus is eerste. Dis nie, maar ek werk en dan as ek tyd het, is dit Jesus nie. Ek gee, as my lewe is reg is, nee, I'm all in, Here. Ek wil weer terugkeer na U toe. Die derde ding wat hy gedoen het, is hy het vleis op die altaar geplaas. Vleis. Om vuur te hê,
moet daar 'n sacrifice wees. Sacrifice. Ek dink ons is, ek weet nie of ek, okay. Ek dink ons is 'n klomp consumers wat net wil hê, en ek dink ons is te min mense wat wil self opoffer vir die koninkryk van God. Ek wil net hê, Here, bless my, gee vir my, hierdie vir my, en vra die Here, waar is jou sacrifice? Nee, dit werk nie so nie. My kind speel rugby. Ons is almal op soek na die fire, maar ons is nie bereid om te sacrifice nie. Ons is nie bereid om ons tyd te sacrifice nie. Ons is nie bereid om die prys te betaal met ons talente nie. Ons is nie bereid om die prys te betaal met hulpbronne nie. Ons is nie bereid om te sacrifice nie. Ons wil almal die blessings hê. Okay, wat van hoekom serve jy nie een keer 'n maand nie? Nee, dis belaglik, dan moet ek 7 uur by die kerk wees. Dis die stupidste ding wat jy in jou lewe kry. Ons almal wil die fire hê. Ons wil die sacrifice nie. Jy weet, as vra vir Alicia bly hier vandag hier. As jy gewonder het, ek is getroud, sy gaan net altyd Randfontein toe, met my vrou. Julle kan haar na die tyd vra. Ek was verlede maand siek, omdat ek moes oor geld praat. Siek, ek haat dit om oor geld te praat. Dis die ding wat ek die meeste van weghardloop, wat ek weet is 'n sensitiewe saak. En elke keer dan sê sy van Erik, maar jy het nie 'n keuse nie. En dan sê ek weet ek het nie 'n keuse nie. En dis wat die Here wil hê. Ek haat dit om daaroor te praat. Elke keer dan probeer ek met die Here bargain en vir die Here te sê, dan sê ek, Here, asseblief, ek sukkel om daar. Dan antwoord die Here my elke liewe keer as ons daaroor praat, dan sê hy vir Erik, jy het geen idee wat ek besig is om ander mense se lewe te doen nie. Hulle gee is connected aan iets way groter. Al waarvoor ek wag, is die sacrifice. En as jy dit nie vir hulle gaan sê nie, wie gaan dit vir hulle sê? Sê ek, okay, gee my dan net 3 weke. Sacrifice. Hy moet nooit vergeet wat God vir jou gedoen het nie. Hoor mooi, moet nooit vergeet wat God vir jou gedoen het nie. Jou sukses, jou salaris, jou bevordering, jou amazingness is nie as gevolg van jou amazingness is nie. Is nie as gevolg van jou briljantheid nie. Dit is God wat in die regte oortjies gefluister het, jou naam. Dis God wat die regte deure vir jou oopgemaak het op die regte tyd. Dit is God wat jou bless. Moenie vergeet, dis God nie. Sacrifice. Sacrifice. Dit is beter om te sacrifice, elke liewe dag. Sê, Here, as gevolg van hierdie amazing ding van my, Here, as gevolg van die feit dat ek 'n werk het, as gevolg van hierdie goed, Here, wat kan ek sacrifice? My tyd, my talente, my hulpbronne, my brein. Party mense het net 'n brein. Ek het partykeer net 'n brein nodig in hierdie kerk. Ek het niks van jou nodig, ek het jou brein nodig. Want ek weet jy's slim. En meer as ek. Okay. Ek het nodig. Here, wat kan ek gee vir U? Here, ek soek die vuur van die Heilige Gees. Ek wil aan die brand wees vir U. Nou, sacrifice. Wat gaan jy sacrifice? Is dit jou Sondagmôre? Of is dit nou Vadersdag en nou sien ek julle eers weer, wanneer het ons weer ietsie cools in die kerk? Kersfees. Sien ek jou dan eers weer? Of gaan jy sacrifice? Manne, papas, gaan jy sacrifice? Jy sê, ek in my huis, ons sal die Here dien. Dit staan op daai biltong wat jy so gevreet het, vanmôre. Staan daar, ek in my huis, ons sal die Here dien. Ons gaan sacrifice in hierdie huis. Ons gaan ons tyd sacrifice in hierdie huis. Ek weet dit is laat gewees, en ek weet die Bloubil het sleg gespeel, en ek weet papa het gevloek vir Willie, Leroux. Maar ons gaan kerk toe kom Sondag. En ons gaan vir die Here sê jammer daaroor. Alright? Sacrifice. En na alles reg was, nadat die altaar gebou is en die hout is in orde gepak en die vleis is opgepak, kom Elijah en hy begin bid, Elia, en hy begin bid. Nie 'n gemaklike gebedjie nie. Die gebed van 'n gelowige. Het 'n kragtige uitwerking, sê die Bybel. Die Griekse woord sê daar is 'n red hot prayer. En hy bid. Hy sê, Here, laat dit aan hierdie mense bekend word wie U is. Kyk, ons kort mense weer in hierdie gemeente wat red hot prayers bid vir Krugersdorp.
Ons kort mense wat weer op hulle knieë neerval en sê, Here, laat dit in die hemel wees soos in Krugersdorp. Here, laat die mense in Krugersdorp sien wie U werklik is en op hulle knieë neerval en red hot prayers bid. Ons het weer mense nodig, papas wat red hot prayers bid vir hulle gesinne. Nie net, ag shame nie. Nee, Here, ek kom bid vir my vrou. Ek kom bid vir my kinders. Ek kom vra dat Here dat U hulle nie volgers sal maak nie, maar dat U hulle leiers sal maak. Ek kom bid dat my kinders world changers sal maak. Here, ek kom bid vir my vrou. Red hot prayers. Skort intercessors. Weet ons het, ek herinner hulle net weer. Intercessors wat red hot prayers bid, wat op hulle knieë neerval en sê, Here, we need this revival in this church. Ons moet Krugersdorp sien verander. Red hot prayers. Laat dit vandag bekend word aan Krugersdorp, Here, wie U is. Bring revival, Here, aan die brand. Jy weet, as jy 'n vuur warm genoeg maak, brand dit enige plek en enigiets. Inteendeel, daar's 'n storie in 1936 in die USA se patent kantoor, daar waar die patents goedgekeur word, het 'n vuur uitgebreek en al die patente wat daar was verbrand. En een van die patente in 1836 wat verbrand was die brandblusser. Dis een van die patente wat verbrand is. En hoekom vertel ek jou die storie? Want kerk, ek en jy kan weer so aan die brand wees, dat selfs die duiwel sy grootste, sterkste brandblusser kan bring. Maar dit gaan nie ons vuur uitkeer nie. Gaan nie ons keer nie. Gaan nie maak dat ons nou ewe skielik geblus word nie, want selfs as jy vuur op sy warmste maak, dan kan ons deur dit brand. Jy weet, vuur kan selfs onder water brand. Dis 'n ou hier by ons sien hom nie gereeld nie, want hy werk, hy's 'n underwater welder. Alright, daar in waar hulle beklei in Iran. Hy gaan onder, en dan gaan bou hy goed onder in die water, met as jy genoeg suurstof insit, en jy goed genoeg hitte, kan vuur selfs brand onder water. Kom vertel ek julle dit, want ek wil vanmôre vir jou sê, die vyand kan met sy emmers vol water kom, en hy kan jou probeer nat gooi, en hy kan sy probleme by jou probeer gooi, en hy kan sy issues probeer by jou gooi, en hy kan sê, ag, dit gaan nie werk nie, kom ons gooi maar hierdie kerk vol water, ag, kom ons maak dit maar 11 grade vandag, die mense gaan in elk geval nie kom nie, pryse Here, julle is hier, kom ons maak so, ag, kom ons maak net hou, en as jy aan die brand is vir die Here, kan jy selfs brand in water. Jy kan selfs brand in water, kerk. Vuur, hier is vir iemand. Ek het hom in rooi gemerk. Vuur kan selfs brand oor klaar verbrande velde, as dit net warm gemaak word. Baie van julle sit vanmôre hier en jy dink jy's 'n klaar verbrande veld. Ek praat nou eintlik met die 50s en ouer, né? Julle dink, baie van julle dink, nee wat Erik, jou kerk is vir jong mense, ek check al die babas. Ons weet jy, vuur kan verbrand, selfs oor verbrande velde. En ek wil vanmôre vir julle sê, hier's mense wat dink jy's klaar gebrand. En hier's mense wat dink jy kan nie. Ek wil vanmôre, ek het dit al 'n paar keer gesê, ek wil vanmôre vir jou 'n woord gee van die Here af. Don't retire, refire. Okay? Alright, don't retire now. Refire. Ons het jou nodig in hierdie gemeente. En as jy, luister jy kan selfs brand, al is jy al reeds verbrand, of al voel dit vir jou, jy's 'n nowhere en jy's 'n goner en niemand kan meer nie. Luister God kan jou laat brand weer vermoere. Al wat jy moet doen is, jy moet net sê, Here, hier is ek, kom brand in my. Kom brand die vuur van die Heilige Gees in my. Maak my warm en ek hoor my vanmôre, die Here gaan oor jou brand. Jy weet, ek lees oor daai Mosselbaai vuur, ek het eintlik 'n foto gebring. Let sê ek het 'n foto gebring daarso. Was in Mosselbaai. Wanneer was dit? So 'n jaar terug, nee, minder as 'n jaar terug. By Mosselbaai. Jy weet, ek gaan lees vir daai, hulle het nie omgegee wat hulle brand nie. Toe daai vuur losbreek, brand hy oor enige iets. Hy het enigiets. Hy het mooi huise, slegte huise, lelike huise, geel huise, swart huise, bruin huise, wit huise. Hy het arm huise, ryk huise, enige huise gebrand. Kyk, die Heilige Gees gee nie om wie hy is nie. Hy gee nie om wat jy gedoen het nie, en waar jy is in jou lewe, of wie jy is, en of jy arm en of jy ryk is, en wat is jou sosiale omstandighede, of wat ook al nie. As die Heilige Gees wil brand, wil hy in jou lewe brand. Al wat hy soek is, hy soek net iemand wat sê yes. Dis al wat hy soek. Hy soek net iemand wat skree, yes. Kerk, daar is vreugde in die vuur. John Wesley, 'n evangelis, skryf die volgende. Hy sê, if you set yourself on fire, people will come from far to watch you burn. Hoe kry ons kerk? Hoe gaan ons mense in hierdie kerk kry? Easy. Kom ons steek onsself in die brand.
Kom ons steek onsself in die brand. Ek sê julle nou, volgende week is in die plek nie. Hoekom? Want mense will come from far to watch us burn. Kerk, ek is so moeg vir dooie Christenskap. Ek is so moeg vir dooie, ek is so moeg. Dis die vuur van God wat genesing bring. Dis die vuur van God wat bevry. Dis die vuur van God wat restoreer. Dis die vuur van God wat wonderwerke bring. Al wat ons moet doen is, just set ourselves on fire. And people will come from far to watch us burn. Ek sê hierdie gewoonlik. Dis vir my makliker om 'n warm aan die brand Christen te kalmeer en te sê, wow Boeta, as wat ek 'n dooie een aan die lewe probeer hou. Ek sê dit. Byt nou vas, druk na jou ore toe as jy nie van hierdie gaan hou nie. En ek hoop jy kom volgende week terug. Volgende week gaan ons oor die gifts van die gooi. Right? Ons het te veel dooies in hierdie kerk en te min ouens aan die brand vir Jesus. Jy kan nou maar self besluit. Ek het al 'n paar keer gesê, dalk mens ek bly aan die brandweer nie, want hulle gaan nie eens by 4 ry uitkom nie. Ag, die ambulans nie, want hulle gaan nie eens by 4 ry uitkom nie. Right? Ons het mense aan die brand nodig. Steek jouself aan die brand. Ons gaan volgende week oor die gifts praat. Volgende week sal ek weer rustig wees, don't stress. Right, gaan ons praat oor die Heilige, ons gawes van die Heilige Gees. Gaan dit nie nou met jou deel nie. Kyk, ek gee nie om of jy Grieks kan. Ek kan Grieks praat, baie mooi. Ek kan Hebreëus praat, baie mooi. Ek het die Bybel al 4 keer gelees, baie mooi. Ek is 'n dokter. Mooi, ek is bly vir jou. My vraag is, as jy in die brand vir die Here? As jy in die brand vir die Here, ek gee nie om of jy die Bybel ken nie. Ek gee nie om of jy Grieks kan praat nie. Ek gee nie om of jy die beste teoloog is wat daar bestaan nie. So wat? Ek wil weet as jy in die brand vir die Here Jesus Christus. Is jy besig om te hardloop? Is daar vuur in jou bene? Is daar vuur in jou tong? Is daar 'n vuur oor jou lewe en jou siel wat jy sê ek wil in die brand wees vir die Here. Kyk, ons het die vuur in hierdie kerk nodig. As ek net een ou kan kry in 'n ry om in die brand te wees. Dis al. Een ou in die ry. En as jy on fire is vir Jesus en jy begin sparks uitgooi, voor jy weer weet is jou hele ry aan die brand. En as 'n ry aan die brand is, kan ek julle nou sê nie lank hier as daar 'n blok aan die brand. En as daar 'n blok aan die brand is, sê ek jou nou, as julle blok aan die brand is, dan gaan julle daai blok aan die brand steek. Weet jy, ek sê daar altyd meer mense in brand steek. En as daai blok aan die brand is en ons kerk is aan die brand, hoor mooi, dan change ons Kreeusdorp. Easy. En al wat is wat een ou in die ry om te sê, Here, ek wil weer aan die brand wees vir U. Ek is moeg consume. Ek is moeg net gesit en net gevra. I want to be all in. Ek wil aan die brand wees vir Here. Ek is so moeg vir siekte om die kerk te roel. Ek is so moeg vir worry en vir angs en vir vrees wat Christene roel. Ek wil hê die vuur van die Heilige Gees moet hierdie kerk roel. Ek wil hê ons moet aan die brand wees. Ek soek mense wat uitskree, Here, here I am, send me. Gebruik my, Here. Gebruik my. Johannes die Doper het gesê, daar gaan iemand na my kom, en hy gaan nie doop net met water nie, maar hy gaan doop met vuur. My boetie het verlede week gepreek, hy is in CRC, hy het verlede week daar gepreek, hy het nog ons 'n cool ding gesê, hy sê, as ek jou nou aan die brand steek, wat is die eerste ding wat jy gaan doen? Jy gaan nie stop, drop en roll nie, jy gaan hol, pel. Jy gaan hol. En hy het daaroor gepraat. En dalk is dit nodig, as jy jouself aan die brand steek, en jy begin hardloop, mense, ons gaan hierdie dorp aan die brand steek. Al wat soek is een nou, wat sê, here I am, send me. Kom ons kry 'n uncontrollable fire. So, kom ons kry 'n uncontrollable fire. Kom ons vra vir die Here, ons soek revival onder ons kinders wat daar is. Here, ons soek revival onder ons tieners, wat ons in elk geval hierdie einde van die maand gaan begin. Ons soek revival onder ons tieners, wat op hulle knieë neerval en begin bid vir hulle skole, en begin bid vir hulle onderwysers. Ek controllable fire in elke selgroep, en 'n captain, en ons coaches, en ons volunteers, dat ons 'n kerk sal wees, wat net sal spark skiet, dat ander mense gevul sal word, met die krag van die Heilige Gees. Dit is al hoe ons op hierdie stadium, dink ek, Kreeusdorp gaan change. Fire. Hier is 'n song. Ek gaan hom nou sing. Daar's 'n song. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. Hoe gaan hy dan? I want more of you, Lord. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, Lord. So, set a fire down in my soul. Kom ek bid vir julle vanmôre. Here, ek kom bid daar oor jou fire. As al musiek is in die agtergrond, Karen, speel hier die sallies van verlede week. Here, ek kom bid vanmôre, Here, dat u mense weer aan die fire, aan die vuur sal skrik, Here. Here, ek weet nie vir wie die woord vanmôre was nie, en dalk was dit net weer vir my persoonlik, ek weet nie.
Here, dat ons mense aan die brand sal wees vir U, Here. Dat 'n kerk sal wees, Here, wat moeg is om dooie Christendom te speel. Wat moeg is om net te sit en net te kan consume en in te kom en handjies te kom klap maar te kom fire, Here. Fire in ons huwelike, en fire in ons besighede, en fire in ons giving, en fire wanneer ons pret het, en fire wanneer ons kerk toe kom, en fire wanneer ons selgroepe het, Here. Ek wil vir elke pa vanmôre bid. As jy vanmôre 'n man is, kom ek sê so, nie net 'n pa nie. As jy 'n man is vanmôre, kan ek jou vanmôre gou vra vir 'n oomblik net om te staan? Net waar jy is, net waar jy is. Here, ek kom bid vanmôre vir pa's. Here, ek kom bid vir manne vanmôre wat aan die brand sal wees vir U, Here. Manne wat gaan sê, Here, ek in my huis, ons sal die Here dien. Dankie, Here. Fire net, Here. Dankie, Jesus. Kom maak elke man vanmôre vol, Here. Elke man, Here, maak vanmôre vol. Fire, Here. Maak vol elke liewe man, Here, vanmôre. Dankie, Jesus. Dankie, Here. Ons kom bid om net, Here, dat Here sal vol maak. Vol. Fire, elke man, Here. Kerk sal wees wat aan die brand sal wees. Fire, Here. Kerk wat aan die brand sal wees. Fire, Here. Fire vir elke man, Here. Geshondoko. Fire, Here. Fire hierso. Fire, Here, het jou vir baie meer geroep, Boeta. Baie meer. Ek weet nie wie jy is nie. Ek weet nie of ek jou ooit geken. Ek weet nie wie jy nie tussen môre hier nie. Fire. Dankie, Here. Fire hierso. Yes. Fire hierso, Here. Fire hier. Jy gaan fire, Here, vanmôre. Dankie, Jesus. Fire vanmôre, Here. Kom gee fire vanmôre, Here. Fire vanmôre, Here. Waar's ek nog? Fire, Here. Ek loop nou net hier rond. Fire net vir 'n oomblik, Here. Dankie, Here. Fire vanmôre. Kom maak vol vanmôre, Here. Jong manne vanmôre. Vol, Here. Mense vanmôre. Fire vanmôre. Dankie, Here. Tobias, fire. Fire vanmôre. Kan nie behalwe uitkom nie. Fire vanmôre. Dankie, Here. Maak manne vol vanmôre. Dankie, Jesus. Dankie, Here. Ons loof U en ons prys U daarvoor. U is goed. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Fire vanmôre, Here. Fire vanmôre, Here. Kom genees vanmôre hartsomme, Here, hierso. Jy is nie verbrande veld nie. Here, sê ek kan oor verbrande velde braai. Het voel dalk of jy verbrande veld is. Jy is nie verbrande veld nie. Retire, don't retire. Refire. Okay. Dankie, Here. Dankie dat U sommer genesing bring vanmôre in harte. Man se harte, Here. Ons kom loof U en ons kom prys U want U is goed, Here. In Jesus se wonderlike naam. Amen. Kan ons Here vanmôre 'n handeklap gee? Okay, Janika. Doen salvation. Dis mense wat dalk Jesus nodig het. En as julle nou gaan gee, ek weet daar's mense wat in die geldreeks het al mense beloof, né? Wat mense gesê dit is wat ek die Here wil gee. Moenie daai belofte nou breek nie. Nommer 1, onthou die sacrifice.